Goeiedag. Het is 'n groot voorreg om weer 'n bietjie vandag saam met jou te kuier oor die opgestane Here Jesus Christus. Die teks van vandag kom uit 1 Korintiërs 15 uit. Christus het vir ons gesondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte en hy het aan Sefas verskyn en toe aan die 12 daarna het hy aan meer as 500 broers tegelyk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige al ontsnap het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. As die laaste van almal het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn. Is 'n groot teks hierdie van Paulus. Nou, om die lewende by die dooies te soek is tog 'n dom ding om te doen. Maar die vrouens wat hom wou gaan salf om sy waardigheid te beskerm, soos Lukas vertel in hoofstuk 24, wou maar net hulle liefde betoon en wou dat hy onthou moet word. Sy sterwe laat 'n onbeskryflike leemte in hulle lewens en hulle wou hom nog koester. Hulle maak die ontdekking, 'n leë graf. Die twee mans met glansende klere, God se engele, verwar hulle met hierdie opmerking, waarom sou hulle die lewende by die dooies gaan soek? Iewers moet 'n reuse misverstand wees. Hulle hunker na die verlede. Inderdaad was daar 'n bittergroot misverstand. Die Joodse raad en hulle verteenwoordiging by die Romeinse owerheid kon dit glad nie bekostig dat 'n Messias figuur die politieke toneel ontstig nie. En daar was nogal 'n hele paar knape wat probeer het om die Romeine se juk af te gooi. Die gerespekteerde geskiedskrywer Josefus noem sommer 3. Daar was 'n sekere Judas, ook uit Galilea, 'n sekere Theudas, hulle word by name genoem in Handelinge 5, en 'n naamlose Jood uit Egipte. Die Romeinse regering is in stand gehou deur brutale mag. 'n Lewe was nie veel werd in hierdie dae nie. Net 'n paar verkeerde woorde en jou kop vaai. Die einste Handelinge teks haal juis vir professor Gamaliel aan as hy vertel hoe elkeen van hierdie self aangestelde leiers volgelinge gewerf het vir 'n moontlike opstand teen die regering. Hulle maak aanspraak daarop om die moontlike Messias te wees. Verlossing is op hande. Redelike groot getalle het hierdie vals leiers gevolg, want hulle was moeg vir die Romeinse juk saam met buitensporige belastings. Dit gooi 'n baie slegte skaduwee oor die aangestelde regering in Jerusalem wat verantwoordelik verskillig is aan Rome. Hierdie opstandelinge sterf almal wreedaardig aan die hand van die Romeine en die vakuum van vryheid bly 'n steen van aanstoot. Praat van 'n dodelike misverstand. Om die misverstand swaarder te laai, moet jy onthou dat die Joodse raad, dis nou die Sanhedrin, bestaan het uit die Sadduseërs en die Fariseërs. Dis ook nie 'n uitgemaakte saak presies hoe die samestelling gelyk het nie. Handelinge beskryf hoe Paulus voor die Sanhedrin getuig het van sy bekering en van sy roeping om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig. As hy sy betoog begin met 'n verklaring dat hy met 'n skoon gewete leef, onderbreek die hoëpriester hom, gee die opdrag dat hy op die mond geslaan moet word. Paulus reageer met wat ek vermoed die ekwivalent van 'n waardige vloekwoord kan wees. Hy roep uit, God sal jou slaan, jou witgekalkte muur. Chaos. Saam met die misverstand, te midde van die chaos, trek Paulus 'n ander troefkaart uit sy mou. As dit waar is dat die Sadduseërs die meerderheid in die Sanhedrin gehad het, dan sal dit ook belangrik wees om kennis te neem van die feit dat hulle glad nie geglo het in die opstanding uit die dood nie, ook nie in die bestaan van engele of geeste nie. Die Fariseërs het dit wel geglo. So Paulus ontketen 'n stryd tussen die twee faksies, net daar waar hulle nou as 'n waardige vergadering moet funksioneer. En die steen des aanstoots is die feit dat hy baie oortuigend redeneer dat Jesus uit die dood opgestaan het. Hy leef en is nie tussen die dooies nie. Hierdie Jesus het aan hom verskyn en het hom die opdrag gegee om die evangelie, die goeie nuus aan die hele wêreld te verkondig. Ons praat van misverstande. Van hierdie tyd tot hede veroorsaak die opstanding van Jesus steeds chaos. Die 21ste eeuse mens stel sy verstandelike vermoë baie hoog. Sy noukeurige wetenskap vertel dat geen mens uit die dood kan opstaan nie. So miskien was Jesus net in 'n beswyming aan die kruis. En in die koel graf kon hy herstel en dus leef hy voort. Of dalk was die liggaam tog gesteel, al was die graf verseël en daarom is die wagte omgekoop om die storie te versprei. Of dalk het die disippels en Paulus net baie sterk hallusinasies beleef en daarom het hulle hierdie verhaal vertel. Of, en in hierdie een loop tot in ons dag sterk. Hy het net
geestelik opgestaan. Sy liggaam is tot niet ergens in Syrië of dalk in Gaza, maar hy leef as geestelike wese voort in die gedagtes en geskrifte van sy kerk. Dis vir my bitter hartseer en waarskynlik die rede waarom die kerk kwyn op sekere plekke. Want as hy nie werklik opgestaan het uit die dood nie, is ons geloof niks werd nie. Dit sê Paulus in sy eie woorde in 1 Korintiërs 15. Kom ons besoek weer die Lukas evangeliese weergawe. Die paar vroue wat by die graf saamgekom het om sy liggaam te salf, was na die woorde van die engele steeds ontsteld, maar tog getroos. Want daar staan, hulle het toe sy woorde onthou. In Lukas 24. Watter woorde? Hierdie kosbare woorde net bietjie verder af in die teks, woorde wat die kerk van Jesus Christus tot vandag toe rig. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Daarom is Paulus se sterk betoog in die Handelinge teks, woorde wat ons vandag nog aan vashou. Hy leef. Jy kan dit koester, jy kan dit jou eie maak, jy kan dit gebruik om hom te aanbid, jy kan dit deel met ander mense. Ons Here Jesus leef. Om ons dank hom daarvoor. Here, wat 'n wonderlike voorreg om te weet, die Jesus wat ons in glo, het sy sterwe voorspel, maar ook sy opstanding. En hy het opgestaan en hy is by sy kerk tot aan die einde en hy het gesê, alle mag is aan hom gegee. Ons hou daaraan vas, Here Jesus, want U is die Here van ons geloof, in ons land, in ons dag, wat ons so nodig het. In Jesus se naam, amen.